So ons teksgedeelte is Lukas 24 wat ons gaan saam lees. Lukas 24 vers 36 tot 49. Die tema is dan nou artikel 6 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En dit gaan oor die onderskeid tussen die kanonieke en apokriewe boeke. Ek sal nou die artikel saam lees, soos ons deur dit werk. Die apokriewe boeke, die onderskeid tussen die heilige en die apokriewe boeke. Maar kom ons lees eers dan uit die woord van die Here, Lukas 24 vanaf vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle iets hier om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons fokus veral hier op die 2 verse 44 en 45 wat sê, dit is wat ek vir julle gesê het, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Die wet, die profete, die psalms, die skrifte, die woord van God. Deur die woord van God kom die openbaring van God, van wie hy is. Spesiale openbaring. En dit het ons in die vorige temas van die NGB gesien. Die woord bring ook vir ons die evangelie. Dit bring ons na die Here Jesus. En die woord is dan ook sentraal tot ons aanbidding. Dis hoekom Paulus dan ook later skryf vir Timoteus, hy sê, totdat ek kom, moet jy aanhou met die voorlesing. Voorlesing van wat? Voorlesing van die skrif. Dis waarna daar verwys word. Ons kan terugdink aan Handelinge 15, met die synode daar, dan sê dit, hulle hoef nie al hierdie wette te hou nie, want van die ou tyd af het hulle Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoge die het wat hom lees. Die skrifte was gelees. Dit was die gebruik. Dis dieselfde skrifte wat Timoteus moes voorlees. As ons bietjie verder terugdrink, dan vind ons dit ook vir Jesus in die sinagoge. Hy staan op om te lees, en die boek van Jesaja word aan hom gegee. Nie enige boek nie, die skrif. En dit is wat hy lees, en waaruit hy verklaar. So deur die woord leer ons wie God is, en deur die woord alleen leer ons hoe om hom te aanbid.
Alles is afhanklik van die woord van God. Alles hang om die woord van God. Dis kan die woord alleen staan op sy eie, maar die sakramente kan nie. Die prediking bring geloof, skep geloof. En alles wat ons doen in aanbidding, prediking, die lees van die woord, die sing van die woord, die gebruik van die sakramente, is juis omdat die woord dit beveel. Ons sien hierdie belangrikheid ook in die Ou Testament, want dit is die 10 gebooie wat binne die verbondsark geplaas word. En so ook die boeke van Moses word langs die verbondsark geplaas in Deuteronomium 31. Nie ander boeke nie, die skrifte. Want die skrifte se getuienis is waar en seker. En dis hoekom gelowiges 'n jaloerse agting het vir die woord van God, die 66 boeke van die Bybel. Wanneer ons dan uit die Bybel lees in die erediens, dan sal daar gesê word, hoor die woord van die Here, om dit af te sonder. Of ons sal sê, tot sover die woord van die Here. Daar is 'n onderskeid. En dis ook wat hierdie artikel uitlig. 'n Onderskeid tussen die heilige, kanonieke boeke en die apokriewe boeke. So kom ons probeer dit beter verstaan. En ons vra vir onsself eerstens, hoekom is hierdie artikel in die Nederlandse geloofsbelijdenis? Hoekom is hierdie artikel hier? Want soos ons gesien het, die vorige artikels het hanteer die middele waardeur ons God kan ken. Die goddelike woord, die geskrewe woord. Watter boeke is ingesluit, watter nie. Die unieke gesag van die woord. En nou bring dit ons by die onderskeid tussen wat die woord is en ander boeke wat nie die woord is nie. So kom ons lees artikel 6. Ek sal vir ons lees daar die onderskeid tussen die kanonieke en apokriewe boeke. Dit sê ons onderskei hierdie heilige boeke van die apokriewe boeke. Die 3de en 4de boek van Esra, die boek van Tobias, Judith, die wysheid, Jesus Sirach, Baruch, die byvoegsel by die geskiedenis van Ester, die gebed van die 3 manne in die vuur, die geskiedenis van Susanna, die beeld van Bel en van die draak, die gebed van Manasse en die 2 boeke van die Makkabeërs. Die kerk mag hierdie boeke wel lees en daaruit lering trek vir sover hulle met die kanonieke boeke ooreenstem. Hulle het egter geensins sodanige krag of gesag dat iemand deur hulle getuienis enige iets van die geloof of van die Christelike godsdiens sou kan bevestig nie. Hulle mag nie in die minste aan die gesag van die ander, die heilige boeke, afbreek doen nie. So hoekom is hierdie artikel hier? Eerstens, ons moet verstaan, daar's baie apokriewe boeke. En hier word 14 boeke genoem, maar daar's ander apokriewe boeke. Wat hier geïdentifiseer word is die intertestamentêre apokriewe boeke wat in dispuut is. Daar's ander apokriewe boeke wat die Rooms-Katolieke Kerk ook verwerp en daaroor stem ons saam. Daar's ook Nuwe Testamentiese apokriewe boeke. Dit word ook verwerp. Maar die punt is hier dat daar sekere boeke is wat die Rooms-Katolieke Kerk aanvaar het en die Oosterse Kerk. En omtrent ten minste 11 van hierdie 14 boeke wat hier gelys word, is in die Rooms-Katolieke Bybel. En in die Oosterse Kerk is daar nog 'n paar by. Buiten hierdie 14 wat gelys word. En dit is boeke wat die Romeinse Kerk in die Bybel wou insluit. En wat hulle by die konsilie van Trente ingesluit het. En dis hoekom dit hier aangespreek word. Want hier is 'n wisselwerking tydens die reformatie
met die konflik met die Romeinse kerk. Die konsilie van Trente was omtrent 1545 tot 1563. En die Romeinse kerk het na hierdie boeke verwys om hulle leringe te regverdig. Hulle kon sekere gedeeltes kry om sekere goed met 'n bietjie moeite en 'n bietjie gimnastiek te kon regverdig. En dis verklaar hulle dan die boeke as kanoniek om by hulle valse lering in te pas. En dis hoekom dit hier gelys word om te sê, wat moet ons dan met hierdie boeke doen? So daar was leringe en praktyke wat in stryd was. En die gereformeerdes, die hervormers, het gesê, ons verwerp hierdie boeke, want dit is nie skrif nie, en dit was nog nooit eintlik deur die kerk aanvaar as skrif nie. Want julle gebruik dit juis om valse lering te bevorder. En dis sê die artikel, ons kan dalk iets hieruit leer, maar niks wat in stryd is met die kanonieke boeke nie. En dat dit geen gesag het om enige iets van die geloof of die Christelike godsdienst te kan bevestig. So, wat staan in die apokriewe boeke? Ons kan noem dat dit dalk goed is om in die privaat hierdie boeke te lees, om te sien wat daarin staan, sodat iemand jou ook nie onkant vang. Dis 'n goeie medisyne om vir jouself te sien wat daar staan en hoe dit geskrywe is, hoe dit oorkom, hoe dit anders klink as die skrif. Van hierdie 14 boeke wat genoem word, is daar dan geskiedkundige boeke, daar's weerstellige of didaktiewe boeke, daar's verhale, daar's boeke wat profetiese nabootsing doen, en dan is daar toevoegsels tot kanonieke boeke, soos aan die einde van Daniël en Ester, is daar ekstra hoofstukke by. En dan kan mens sê, sekere apokriewe boeke is wel beter as ander. Boek van 1 Makabeërs is 'n redelike goeie geskiedkundige bron oor sekere gebeure in daardie tyd. Maar selfs die beste apokriewe boeke bevat foutiewe geskiedenis. Dan moet ons ook erken, in kerkgeskiedenis was daar 'n tweeledige onderskeid. Hulle het onderskei tussen wat hulle genoem het die kanon van die geloof en dan die kanon vir leesstof vir die kerk. Die een was vir die geloof, en dit kon die geloof bevestig. En die ander een was 'n lys van boeke wat gelees kon word. Maar die tweede kategorie was altyd betwyfel. En dis is dit altyd onderskei van die maatstaf van die geloof, van die kanonieke boeke. Soos al voorheen genoem, hierdie boeke word apokrief genoem, want dit het die idee van iets wat versteek is of in die geheim is. Juis omdat dit nie gewoond was om openlik in die kerk gelees te word nie, maar eerder in die geheim of in die privaat. Of omdat hulle duidelik nie die gesag gehad het wat dit nodig was van die antieke boeke nie. Dit was twyfelagtig. En as mense dan self lees, dan is dit opvallend dat jy vir jouself sê, dis vreemd, of dis aardig, iets wat jy nie met die skrif doen nie. Dis gee iemand die kommentaar oor hierdie boeke en sê, al spreek die skrywer hier met 'n mate van eerbied oor God, tog dra die wysheid wat hy uitspreek 'n puur aardse karakter en weerspieël feitelik heidens wysgerige gedagtes. Nog 'n ding wat opvallend is as mens oorsigtelik kyk na hierdie boeke is die tema van verlossing, die goue ketting van genade. Dit ontbreek in hierdie boeke. En dan vervat hierdie boeke idees en leringe wat wel tot valse lering kan lei. Die verdienste van werke, die vaarvuur of purgatory, gebede vir die afgestorwenes,
ensovoorts. Maar kom ons kyk dan spesifiek, hoekom is hierdie boeke nie aanvaar nie? Hoekom word hierdie onderskeid gemaak? Want dit is nie eers met die hervorming in die 16de eeu dat hierdie boeke nie aanvaar word nie. So, apokrief, verborge, geheim, iets van onsekere herkoms, twyfelagtig. Ons kan sê dis in kontras met iets wat openlik is. As ek oop is in die oopte of in die publiek teenoor dit wat in die geheim is. Iets wat nie in die openbare hoort nie, in die openbare erediens hoort nie. Maar waar kom die naam vandaan? Apokrief. Daar word twee moontlikhede gegee. Die eerste een is nogal interessant, maar al twee moontlikhede is verwant aan mekaar. En dit is wat gesê word dat die woord beteken om te verwyder van die krib of die boks waarin die skrif gebeere was. As mens die woord skei, dan kan dit beteken om uit te haal uit die boks uit. Ons kan dink in jou gedagtes aan 'n sinagoge met die boekrolle wat in 'n boks geplaas is. En hierdie boeke dit moet nie daar wees nie, dit moet uitgehaal word waar die skrifboeke is. Dit was die mening van Epifanius en Augustinus. Die ander betekenis kan net wees duidelik dat dit iets is wat geheim is of weggesteek of betwyfel is. Maar al twee betekenisse ondersteun eintlik mekaar. Dit is iets wat verwyder is van die openbare, van die erediens. Iets wat versteek of betwyfel is, iets wat twyfelagtig is. En dis is hulle gebruik in die geheim, omdat die kerk dit nooit in die algemeen gebruik het nie. Omdat die kerk dit nooit gebruik het om 'n leerstuk te bevestig nie. So ons kan 7 redes gee, ten minste 7, daar kan nog meer wees, hoekom hierdie boeke nie aanvaar is nie. Die eerste rede, onthou ons praat nou spesifiek van hierdie intertestamentêre boeke wat hier gelys word. Die eerste rede is, die Joodse kerk aan wie die woorde van God toevertrou is, Romeine 3 vers 1 en 2 sê, hy het sy woord aan Israel toevertrou. Die Joodse kerk het dit nooit aanvaar nie. Dit was nooit gelees in die sinagoges nie. Ons het nou hierdie gedeelte van die Here Jesus gelees. Die boek word hom gegee, hy lees uit Jesaja. Wanneer hy na sy opstanding met sy disippels praat, dan vertel hy vir hulle alles wat in die wet van Moses en in die profete en in die psalms geskrywe is. Daardie 3 kategorieë was die hoofopsommende boeke of kategorieë wat die hele Ou Testament opgesom het. Dit is waaruit hulle gelees het en waaruit hulle gepreek het. So dit was nooit deur die Joodse kerk aanvaar nie. Die tweede rede, hierdie 14 boeke was nooit aangehaal as skrif nie. Die Here Jesus haal skrif aan, Paulus haal skrif aan uit die Ou Testament gedurig, maar hierdie boeke word nooit aangehaal nie. So daar's nie 'n goedkeuring van hierdie boeke nie. Die derde rede, die Nuwe Testamentiese kerk het vir 400 jaar, vir die eerste 400 jaar na Christus se opstanding, nie hierdie boeke aanvaar nie. Ek kan 3 voorbeelde noem. In die jaar 116 of tot omtrent 180, Miletus, die biskop van Sardes, hy lys al die Ou Testament boeke behalwe Ester. En die apokriewe boeke is nie in sy lys nie. Dan was daar ook die synode van Laodicea in die jaar 363. En hulle het ook leerreëls gehad. Leerreël nommer 59 lees ek vir ons. Dit lees as volg: geen psalms wat deur privaat individue saamgestel is, of enige onkanonieke boeke mag in die kerk gelees word nie, maar slegs die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament. Dis in die jaar 363.
Epifanius, in die jaar 370, lys weer die 39 boeke van die Ou Testament. Vierde rede, al hierdie boeke is na die profete geskrywe. En is opmerklik dat dit nie in Hebreëus geskryf is nie. Wanneer dit kom by die Ou Testament geskrifte, is dit nogal bepalend. Dit maak die boeke outomaties verdag, omdat hulle in die Griekse taal na ons toe gekom het. Nie omdat die Nuwe Testament is 'n ander storie, maar die Ou Testamentiese boeke is alles in Hebreëus geskryf. As mens dan kyk na die inhoud van die boeke, dan is dit duidelik, dis menslik. Dit is nie geïnspireerd nie. Dit is die 5de rede. 6de rede, hierdie boeke is dan inkonsekwent met die Bybel self. Dit sê goed wat teenstrydig is met die skrif. En partykeer teenstrydig met die boek self. Die 7de rede, die boeke is nie soos die 2 kliptafels of die 5 boeke van Moses langs en binne die ark geplaas nie. Goed. Dit bevestig vir ons hoekom, of van die redes hoekom hierdie boeke nie aanvaar is nie. Maar nou kan ons vra, wat van ander boeke wat die Bybel dalk aanhaal? Wat dalk van Judas, wat Henog aanhaal? Dis 'n vraag. So kom ons kyk daarna. Soos gesê, van hierdie 14 boeke word nie deur Christus of die apostels aangehaal nie. En Judas haal ook nie een van daai 14 boeke aan nie. Hy haal volgens sekere mense die boek van Henog aan. So haal hy nou die boek van Henog aan. Daar's nie so baie sekerheid nie. Daar is, nie almal is eensstemmig daaroor nie. Een kenner sê, hierdie boek, die laaste manuskrip wat ons van dit het, is baie laat, en duidelik haal die boek van Henog goed van Moses aan, so dit kon nie Henog gewees het wat dit skryf nie natuurlik. So dit moes na daai tyd geskrywe gewees het. Maar buiten dit is die kopie wat bestaan in Aramees, en as jy daai Aramees probeer oorsit na die Grieks toe, dan lyk dit net of daar so 72% korrelasie is. So alhoewel daai frase baie dieselfde lyk, is dit nie presies dieselfde nie. Maar hoe dit ook al sê, ek dink Turretin het 'n geldige punt, wat hy sê, ons let dat Judas sê, hy sê nie, daar staan geskrywe nie. Hy sê, Henog het dit geprofeteer. Henog het dit geprofeteer. Hy sê nie, daar staan geskrywe nie. Hy noem ook nie die boek van Henog nie, hy sê net, Henog het geprofeteer. En dis nie dieselfde om noodwendig te profeteer en om te skrywe nie. Ons sien dan ook in Eksodus 7, lees ons van Farao se towenaars. Nêrens daar word hierdie 2 towenaars se name genoem nie. Maar waar Paulus dan kom in die Nuwe Testament, dan gee hy hulle name. Jannes en Jambres, 2 Timoteus 3 vers 8. En dis onder die inspirasie van die Heilige Gees. Dis nie dat dit teenstrydig is nie, dis deur die Heilige Gees geïnspireer. Dis waar, dis wat hulle name was. Hierso is nog openbaring wat ek nou laat neerskryf. Dit beteken nie dat die skrif gebrekkig was nie, of dat daar bronne ontbreek nie, maar eerder dat dit nou in die Nuwe Testamentiese skrifte opgeneem word. So dis nie so duidelik dat hierdie 'n aanhaling werklik uit die boek van Henog is nie, maar eerder uit die profesie van Henog. En dis kan ons eerder sê, en ek kan die kanttekeninge aanhaal wat ek dink die saak goed opsom. Dit sê hierdie profesie staan nêrens in die skrifte van die Ou Testament beskryf nie, maar dit wil voorkom of dit van hand tot hand onder Jode oorgelewer was en God het dit deur die apostel Judas
laat opteken in die Heilige Skrif, om ewiglik in die gemeente bewaar te word. En daarmee kan ons saamstem. Al wat ons weet is, dit is nou opgeteken in die skrif, net soos Jannes en Jambres, die twee towenaars se name. Maar verder weet ons tog ook, dat Paulus baie ander mense aanhaal. Hy haal heidense digters aan. En dit beteken nie, omdat hy hulle aanhaal, dat hulle boeke skrif is. Hy doen dit in Handelinge 17 vers 28, 1 Korintiërs 15 vers 33, Titus 1 vers 12. En dit word dan in die skrif onder inspirasie opgeneem. Maar dit beteken nie dat die hele heidense gedig dan 'n Bybelboek is nie. So ons moenie dieselfde doen met Judas wat Henog aanhaal nie. Dit is dus moontlik om te sê Henog het geprofeteer sonder om te sê dat die sogenaamde boek van Henog geïnspireer is. Die laaste element wat ons dan moet oorweeg is van hierdie apokriewe boeke. Hoe moet ons dit gebruik? Hoe kan ons daaruit nut kry en tot waar strek hierdie nut vir ons? Kan dit deur die kerk gebruik word of in die kerk? Kan dit in die erediens gebruik word? Nou, dit is so, die Anglikane het wel 'n tradisie om uit hierdie boeke ook in die erediens te lees, sekere Anglikane. En die probleem daarmee is, hulle doen dit sonder om daarna te verwys baie keer. So daar word skrifdele gelees uit die Bybel en dan word daar ander boeke ook gelees en die mense wat dit aanhoor, verstaan nie partykeer waar die onderskeid is nie en hulle dink alles wat gesê of gelees word is gesaghebend. En dan raak dit vermeng met die skrif. So dis vra ons die vraag, beteken dit dan dat ons hierdie boeke in die erediens kan lees? Ek dink ons het deels klaar die antwoord gekry. Maar die vraag is dan, kan ons ook sê, hoe het die kerk dit nog altyd verstaan? Hoe het die kerk dit nog altyd verstaan? So kom ons vat net so 'n kort toer deur kerkgeskiedenis en ons gaan weer terug na Laodicea 363 en ek lees weer, hoe het hulle dit verstaan? Hulle sê, geen psalms wat deur privaat individue saamgestel is, of enige onkanonieke boeke mag in die kerk gelees word nie, maar slegs die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament. Hulle het dit nie uitgedink nie, hulle het dit gesê, want hulle het gesien, dis wat die apostels en die Here Jesus doen met die Ou Testament. Die wet, die profete, die psalms. Ons hou by die skrif. Dort, by die synode van Dort, het hulle ook hieroor geredeneer. En daar was nogal groot teenkanting om eintlik dit weer nie te druk nie. Maar op die einde het hulle dit gepubliseer. Mens kan daarvan gaan lees in die 9de en die 10de sitting by die synode. Hulle het dit duidelik gemaak dat dit geen gesag oor leer en lewe het nie. Hulle het gesê, dis reg, ons kan die boeke publiseer, maar daar moet 'n duidelike en 'n uitdruklike onderskeid wees met die skrif, sodat die mense weet, dit is net menslike boeke. En alle pogings om hierdie onderskeid duidelik te maak, is voorgestel en is uitgevoer. Ek noem net 'n paar voorbeelde. Hulle het gesê, hierdie boeke moenie in die middel gebind word nie, maar aan die einde. Dit moet 'n ander lettertipe hê, met ander woorde 'n ander font. Dit moet 'n kleiner lettertipe hê, sodat dit nie lyk soos die res van die Bybel nie. Dit moet ander bladsynommers hê. Moenie opvolg met die skrif se bladsynommers nie. Dit moet ander bladsynommers hê. Daar moet 'n kritiese voorwoord wees. En daar moet kanttekeninge wees wat hierdie foute uitwys, spesifiek die foute wat die pausgesindes wil gebruik om hulle leringe te bevestig. En dan gaan dit verder om te sê, wanneer hierdie dan nou weer vertaal word, is dit nie nodig om dit so sorgvuldig te vertaal nie. Want dit dra nie eintlik gesag nie. Moenie so baie tyd vat om dit akkuraat te vertaal nie. Dan kan ons verder kyk 'n paar jaar in die Leidense Synopsis, 1625. Dis 'n teologie handboek wat eintlik vir die
teologiese studente geskryf is, en van die mense wat by Dort was, is van die skrywers. In Disputasie 3 gaan dit oor die kanonieke boeke en die apokriewe boeke. En dan verwys die lydens en synopsis weer terug na Laodicea. En sê, kyk, dis wat ons nog altyd geglo het. En dan maak dit ook die volgende stelling. Dit sê, ons bevestig dat hulle, dis nou hierdie apokriewe boeke, nie met die heilige vermeng moet word nie. En ook nie in die kerk in die openbaar gelees moet word, asof hulle goddelik is nie. Alhoewel ons nie ontken dat hulle privaat gehou en met voordeel gelees kan word nie. So daar's 3 gevalle uit verdere kerkgeskiedenis, 'n laaste voorbeeld uit meer onlangse kerkgeskiedenis. Daar's 'n kommentaar geskrywe in 1948 deur E.E. van Rooyen, 'n NG predikant. En hy bespreek hierdie boeke onder hierdie artikel en dan haal hy aan om die mense net so 'n bietjie 'n idee te gee wat hierin staan en dan haal hy dit uit die Nederlands aan. Wat eerstens vir ons wys, daar was nie eens die moeite gedoen om dit tot op daai stadium in Afrikaans te vertaal nie, want dit was net nie in gebruik nie. En dan gaan hy verder om te sê, boeke wat sulke monstrueuse leringe bevat as wat die apokriewe behels, hoort in die erediens van suiwer Christelike kerke nie tuis nie. So dis maar die konsekwente getuienis van ons voorvaders. Daardeur sê ons nie dat die boeke nie sekere lesse het, soos ander menslike boeke. Die boeke is dus lesenswaardig, maar nie eredienswaardig nie. Lesenswaardig, maar nie eredienswaardig nie. As ons vanaand hier sou kom en daar sou onder staan 1 Tobit, sal almal gedink het, dit is iets vreemd. Teregtelik. Die voordele van 'n gelowige se verlossing word aan ons meegedeel deur die woord van God. Eksklusief. Sy skape, soos ons gehoor het, hoor sy stem. Die Here het hierdie woord aan sy kerk toevertrou. En hierdie agting en respek vir sy woord is in die gelowige se hart ingeplant. Maar dit is deur die woord wat ons ook genade ontvang het en wat ons dit steeds ontvang. Ons maak dus 'n onderskeid tussen die unieke heilige woord van God en ander menslike geskrifte. En dis hoekom NGB sê ook hierdie onderskeid maak. Die woord beoordeel ons. Ons beoordeel nie die woord nie. Menslike geskrifte kan en moet beoordeel word. Maar die woord van God is anders. Ons beoordeel nie die woord van God nie. Dit beoordeel ons. Want die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Dit skryf Paulus. Dit is die evangelie, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Dat hy begrawe is. Dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte.